Vir die van julle wat my WhatsApp status gevolg het, sal weet dat ek het hierdie week verlof geneem om vir 'n week te gaan boer vir vriende van my, Vanessa en Jaco Strydom, wat al die pad op moes ry Klerksdorp toe vir 'n oupa en ouma dag. En toe besluit het, hulle kan nie vir een dag 1000 km ry en dan terugdraai nie, hulle gaan vir die week. So ek sit 'n week verlofvakansie in, hulle kry 'n week vakansie en ek genereer batterye want om te boer is vir my, want ek het mos nou nie die kapitale onkostes enigsins nie. Ek het net die lekker gedeelte van boerdery. Maar dit is 'n lang storie om vir julle te vertel dat ek leer eintlik so baie van die Here en van kinders van die Here by die diere. Toe ek daar aankom, is daar 'n dag oud boerbok ooitjie wat met gebreklike voorbeentjies gebore is. Nou die wonder van Jaco Strydom die boer is, gewoonlik sal 'n boer die bokkies net daar keel afsny, want daai bokkies gaan groot raak, gaan voer vat en gaan nooit 'n inkomste kan genereer vir die boer nie. Maar Jaco Strydom is 'n anderste boer. Hy glo weer, as 'n dier wil lewe, moet jy vir hom al die kans gee om te lewe. So, hy het 'n CMR-kamp. Daar was blinde bokke, 3-been bokke. Ons het nou juis, ek het 'n 3-been bokkie, Stompie. Stompie het net 'n stompie aan sy regter voorbeen, en dan het hy 'n parasitiese been wat hier so afhang, wat nie eers aan die beenstruktuur gekoppel is, hulle sal hom later afbind. Maar Stompie groei teen 'n tempo, want Stompie hop op sy 3 beentjies rond. Hy's 'n rammetjie, hy sal nou nooit sy werk kan doen nie, maar hy gaan CMR-kamp toe. Soos daar blinde bokke wat in die CMR-kamp is. En julle sal my nie glo nie, daai blinde bokke gooi tweelinge elke jaar, blind soos wat sy is, en kyk pragtig na haar kleintjies. Maar die mooi is, dat van hom is, dat as 'n dier wil lewe, gaan hy al die geleentheid kry. So kry ek vir Zelda, die gebreklike bok ooitjie, hulle kry naam, hulle sê ook, jy kan nooit 'n handslam 'n naam gee nie, want dan word hy nooit geslag en is net 'n verlies vir 'n boerdery. Maar so kry ek vir Zelda op 'n dag oud, en Jaco en Vanessa is op Klerksdorp toe, en Zelda kan nie self aan haar ma drink nie, so ek raak Zelda se mamma. En ek moet haar elke 4 ure melk gee. So ek het min geslaap, soos 'n regte ma, met borsvoed het ek min geslaap. En elke keer het ek vir Zelda melk gegee, en sy drink gulsig, sy gaan floreer. Ek is oor haar nie bekommerd nie. Maar wat ek wel geleer het, en dis nou die lang storie om die punt te maak, oor wat diere my kan leer, oor ons verhouding met die Here. Binne 2 dae, want Zelda het by my in die huis geslaap. As Zelda my hoor aankom, dan begin sy blær. En as sy my sien en ek begin met haar praat, dan waai daai stertjie, en kyk, sy is ongelukkig as ek nie vinnig genoeg met daai melk 'n bottel kom nie, en sy drink. En weet julle, is dit nie ongelooflik dat sy het nou op my geïmprint, so ek is nou aan ma, maar die verwagting dat as ek aankom, is sy so opgewonde daaroor, en daai stertjie waai, en ek dink selfs honde is dieselfde. Julle, dan dink ek, is dit nie hoe ons verhouding met die Here behoort te wees nie? Dat ons so uitsien na hom, dat ons kan ons opgewondenheid amper nie keer nie, dit kom net uit. En dan wonder ek soms, en ek vra dit vir myself, maar is ek so opgewonde oor die Here? En ek dink julle wat honde het, sal presies dieselfde kan sê. Kyk, as die elektriese hek van ons oopgaan, as Liesel by die huis kom, want ek is gewoonlik aan daar, kan daai honde hulle nie keer nie. As ek die hek deur oopmaak, storm hulle, so bly na Liesel toe, so bly hulle om haar te sien. En dan wonder ek, is dit nie soos, behoort ons nie so oor die Here te voel in ons verhouding oor die Here nie? Is dit juis omdat ons baie keer sukkel om so te voel, dat ons ook sukkel in ons Christendom? En vandag gaan ons juis 'n bietjie praat oor wat moet gebeur
sodat die Here ons kan transformeer, want dit is tog ons hart, en ek dink ons hinkering, om so te kan voel oor die Here, om opgewonde te wees in sy teenwoordigheid, as jy stil raak. So, ons praat vandag oor hierdie 5de dissipline in die reeks van bekeerling na volgeling, en dit gaan oor die kweek, die dissipline, die kweek van nuwe denke, en julle moet nou hy tema lees, want dit klink al verkeerd, jy leef soos jy dink. Ek hoop nie is my foon nie, want ek het hom haar in 'n sak, ok. Maak nie saak nie. Julle, so kom ons begin daar, by die ongemaklike waarheid. So ek wil ietsie sê wat miskien nie so goed klink nie, want kyk na die stelling. Daai stelling sê jy leef nie soos jy glo nie. Jy leef soos jy dink, en eintlik sê ons maar ons leef soos wat ons glo. Hoe kan ek so iets sê? Kom, ek gaan vir julle sê hoe ek so iets kan sê. Ek glo, God kan in alles voorsien, maar ek leef in konstante angs en vrees dat hy dit nie gaan doen nie. Ek glo, God vergewe my, maar ek loop rond met 'n skuldlas soos 'n klomp bakstene waarvan ek nie vrykom nie. Ek glo ek is vry, maar ek is vasgevang in ou denkpatrone. Want jou lewe word nie bestuur deur jou teologie op papier nie, maar deur jou denke in praktyk. En dis wat ek vandag vir julle wil wys. En dis waarom ek sê, elke keer as ek 'n nuwe geloofsdissipline, dan dink ek, dis die belangrikste ene. Nou ek dink weer vandag oor, dis die belangrikste ene. Ek gaan 10 weer sê, maar hierdie is 'n belangrike ene. Want dit gaan oor die verandering wat in ons kop moet plaasvind, die nuwe denke. Romeine 12 vers 1-2 is daai baie bekende gedeelte wat juis daaroor praat. So kom ons lees dit saam. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Julle, kom ons breek hierdie verse so 'n bietjie oop, want dit is vir ons belangrik dat ons dit verstaan, want wat staan hier prakties? Jesus staan, stel julle liggame, nie net ons gedagtes nie, stel jou hele lewe. Die woord stel beteken doelbewus aanbied. As jy jouself tot beskikking van iets stel, dan bied jy jou doelbewus aan vir iets. So nie, Here, gebruik my wanneer dit my pas nie, maar Here, ek is op die altaar, heeltemal, gebruik my so. Stel julle liggaam. En dan sê die vers, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Nou die woord gelykvormig is die Grieks van syskamadzio. Nou julle sal die woord herken van skema, skemazio, skema. Moenie, en wat daai woord wil sê is, dit beteken om in 'n vorm, om in 'n skema ingedruk te word. En wat wil hierdie sinnetjie vir ons sê? Moenie toelaat dat die wêreld jou in sy vorm indruk nie. Want dit gebeur nie altyd dramaties nie. Meestal van die tyd gebeur dit eintlik baie subtiel. Hoe jy oor geld dink, hoe jy oor seks dink, hoe jy oor sukses dink, hoe jy oor jouself dink. Baie subtiel. Jy word stadig, amper onmerkbaar gevorm. En ek as ek die beste kan demonstreer, so dit gaan nou net vir die van julle werk wat al by 1976 darm al 'n chokkertjie of iets was. As dit nie jou tydsgreep is, gaan jy nou nie verstaan wat ek sê nie. Maar ek onthou, toe ons televisie in 1976 gekry het, hoe televisie daardie tyd was. Kyk, en dit was streng beheer, en ek wil amper sê die sensorraad het alles gesensor. En dan dink ek aan wat kinders vandag op televisie kan sien. Okkulties, seksueel eksplisiete tonele. En ons het fyn geraak daarmee, want oor jare van 1976 af is ons stadig maar subtiel
gewoond geraak aan die vorm van die wêreld. So wanneer Paulus sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, dan sê moenie toelaat dat die wêreld jou in sy skema, in sy manier van dink intrek nie. En dan kom die interessante maar gedeelte. Maar word verander. En daai verander is ook daai baie bekende woord metamorfeo in Grieks, waarvan ons die woordjie metamorfose kry. En metamorfose sien ons soos 'n risper wat 'n pragtige skoenlapper word. Maar wat daar gebeur, is daar vind 'n totale transformasie plaas, van een soort van bestaan van 'n wurm, dan in die kokonnetjie, en dan wat daar uitkom, is hierdie pragtige, amper sê ek vlermuis, is hierdie pragtige skoenlapper. Is hierdie pragtige skoenlapper. Twee verskillende wesens wil hy amper sê. En wat God daardeur vir ons wil sê, hy wil nie net vir ons beter maak nie. Hy wil ons transformeer. Hy wil ons verander. En hier kom ons by die kruks van die saak, maar hoe gaan hy dit doen? En dan sê hy, deur die vernuwing van julle gemoed. So hier is eintlik die kern waaroor dit gaan. So dit gaan nie gebeur deur meer dissipline nie, meer wilskrag nie, meer skuldgevoelens nie. Dit gaan gebeur deur iets wat in jou kop moet gebeur. Jy moet nuwe denke kry. So kom ons sê vir mekaar hoekom hierdie dissipline of geloofsgewoonte so belangrik is vir die DNA van 'n disipel. Dit gaan oor nuwe denke, want jy kan bid, jy kan Bybel lees, jy kan kerk toe kom, en julle gaan nou verstaan as ek dit sê, en steeds vasgevang bly in jou ou patrone. En dan is die vraag, waarom as jy nou al hierdie pragtige regte goed doen, word jy nog steeds nie verander nie? En dan is die antwoord wat Romeine 12 vers 1 en 2 wil gee, want jou denke het nie verander nie. En wanneer jou denke nie verander het nie, gaan niks verander nie. So ek is daarom nou al 'n rukkie 'n leraar, so in al die jare wat ek met mense werk, het ek agtergekom dat daar is nog, en ek sien dit, dat daar is nog steeds mense wat ten spyte van hulle geloofspad met die Here, en soms moet ek myself daaraan meet, wat nog steeds glo, ek is nie goed genoeg nie, God is teleurgesteld in my, ek gaan nooit verander nie. Hulle dink al hierdie slegte denkpatrone nog steeds terwyl hulle Christene is. En raai wat? Dan sien ons dat hulle lewens begin hierdie denkpatrone of dit wat hulle glo bevestig. Want tema van vanoggend, jy leef nie soos jy glo nie, jy leef soos jy dink. En as dit is wat jy oor jouself dink, is dit hoe jy dit gaan uitleef en dit gaan prakties sigbaar word. So waar begin dit alles? So ons beginpunt is natuurlik al die aardse patrone wat deel is van ons. Soos byvoorbeeld, niemand wat hierso sit, het neutraal groot geword nie. Jy is gevorm deur jou ouers, jou kultuur, jou skool, jou vriende, jou pyn, jou teleurstelling. So teen die tyd wat jy by Jesus uitkom, het jy al klaar 'n hele denkstelsel in plek. En dan gebeur wedergeboorte, of jy nou ewe skielik jou hart vir die Here gegee het, of jy deur 'n geloofsproses is, van jare of wat ook al, mooi in 'n gelowige huis groot geword het, tot waar jy self daai keuse kon uitoefen, dan word jy nuut. Maar jou denke, om nou lekker selfoontaal te gebruik, kry nie outomatiese update nie. En dan is jy soos 'n selfoon of 'n nuwe foon, maar jy hou die ou sagte ware. En wat is die gevolg? Jy crash, dit is starig, jy's gefrustreerd, want jou denke het nie 'n update gekry nie. Ons moet ook besef dat selfs met hierdie waarheid van ons aardse patrone wat ons so gevorm het, is daar nog iets. Daar's 'n geestelike oorlog wat jy nie eers van bewus is nie. Partykeer is jy, maar meestal is jy onbewus van daai geestelike oorlog. En ons moet reguit praat. Jy moet weet, die duiwel haat jou. Nie omdat jy so spesiaal is nie, maar omdat jy aan Christus behoort. Hierdie is 'n belangrike stelling. Die duiwel haat jou.
Hy het geen liefde vir jou nie, as 'n kind van die Here nie. Hy sal enigiets doen om jou te vernietig. En sy strategie is nie altyd dramaties nie, maar hy werk hier in jou denke. Johannes 8 vers 44 sê vir ons die volgende: Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy die leuen spreek, praat hy uit sy eie, want hy is 'n leienaar en die vader daarvan. So wat is die duiwel se hoofwapen in ons lewens? Leuns. Duidelike leuns. Leuns oor onsself, oor wat ons glo oor onsself. Ons selfbeeldprobleme, ons wat nie goed genoeg is nie, ons wat nie kan verander nie, ons wat nie die gewoonte sondes kan oorwin nie. Leuns. Dis maar hoe jy is. Jy sal nooit verander nie. God het al opgegee op jou. Daai gewoonte sonde gaan jy nooit oorwin kry nie. Jy is nie goed genoeg nie. En ons glo hierdie goed. En ons glo die leuns. En as jy, soos wat ek sê, as jy iets lank genoeg glo, gaan jy dit begin leef. Maar die wonder is dat God het ons nie weerloos gelaat nie. Ons almal ken die baie bekende Efesiërs 6 vers 13 tot 17 wat die wapenrusting van God is. Want daarso staan: Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Dan staan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borsharnas van geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Net uit hierdie wapenrusting van God, kyk 'n bietjie waar sit ons stryd? Die helm van verlossing, jou denke, die gordel van waarheid, waarheid versus leuns, die skild van geloof, wat jy glo. Hierdie is nie toevallig nie. En dis wat ons moet snap, dat die geestelike oorlog vind plaas in ons koppe. Dis soos 'n radio wat ingestel is op 'n verkeerde frekwensie of nie mooi op stasie is nie. Dan hoor jy net 'n klomp geruis en partykeer hoor jy in die agtergrond 'n ander kanaal. Het julle al, die van julle wat nou weer eens net, dit raak nou al 'n ouderdomsding, die van julle wat weet hoe 'n draadloos werk, sal weet dat jy stel hom partykeer en dan hoor jy RSG, maar dan sal nog so 'n ander stem in die agtergrond, want hy's nog nie 100% ingestel nie. Dan is dit al wat jy hoor is daai geruis en dan dink jy dis die waarheid. Maar dis nie die waarheid nie. So God wil nie net die volume kom verander nie. Hy wil daai frekwensie instel. Hy wil die frekwensie verander. En daarom is jy nie weerloos nie. Nou, een van die eerste dinge toe ons met rekenaars betrokke geraak het, het ons geleer van garbage in, garbage out vir programmeerders. Dis vandag nog waar. As jy nou regtig soos jou hond se ster programmeer, gaan jy nie iets moois uitkry nie. Garbage in, garbage out. En wat ek hiermee wil sê is, jou geestelike dieet gaan jou denke bepaal. Ons begin nou fokus oor wat gebeur met ons. Jy kry nie net nuwe denke met 'n ou dieet, jy kry nie net nuwe denke as jy maar op dieselfde manier aanhou leef, soos wat jy altyd geleef het nie. En ons verstaan dit reeds fisies baie goed. As jy elke dag 'n morskos eet, suiker drink, nooit oefen nie, gaan jou liggaam op 'n sekere manier reageer. My liggaam sê dat as ek om die blok moet hardloop, moet ek net na die tyd om onder die bed inskop, want ek gaan nie 'n groter blok aan doen nie. Want ek is nie teenskuldig aan 'n paar van die goed wat ek sopas gesê het. Maar dieselfde is waar, geestelik gesproke. Wat jy inneem, geestelik, vorm hoe jy dink. So as jou dieet, sosiale media is, Netflix, nuus, mense se opinies, maar min van die woord van God, dan moet jy nie verbaas wees as jy sukkel met angstige denke, negatiewe patrone, swak geloof nie. Dis jou dieet. Enige geestelike dieetkundige sal vir jou sê, dis jou dieet wat verkeerd is.
Julle, want wat moet gebeur? Soos wat ons liggaam met 'n fisiese dieet van binnekant af getransformeer, verander word, dat as jy die regte goed inneem, begin jou liggaam reg reageer. Werk dit net so met ons geestelike dieet. En daarom praat die Here van metamorfose. Dit is verandering van binne. Dis nie 'n uiterlike verandering nie. Die Here wil ons transformeer. Hy wil ons nuut maak. So God se plan is nie net gedragsbestuur nie. Want daar is 'n probleem as jy dink jy kan dit met wilskrag en gedrag doen. Want die probleme net, kom ons probeer harder, is, dit werk. Gewoonlik net vir 'n week. Dink maar net aan al die goeie nuwejaarsvoornemens. Werk vir 'n week, dan val jy terug. Hoekom? Want jy het nie by die wortel van die probleem uitgekom nie. En daai wortel van die probleem is jou denke. Dit het nie verander nie. So, hoe vat ons praktiese riglyne huis toe om te sê, dis mooi om dit te weet, maar hoe gaan ek dit verander? Hoe gaan ek die Here toelaat dat hy my denke vernuwe? En dis hier waar ons wil land en sê, okay, kom, 5 goeders wat jy huis toe kan vat. Eerste een, begin jou gedagtes toets. Vra jouself daagliks, is hierdie gedagte waar? Stem dit ooreen met God se woord? En as dit nie doen nie, verwerp dit. Daai ding wat jy glo oor jouself, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie wys genoeg nie. Stem dit ooreen, is dit 'n leuen van Satan of stem dit ooreen met God se woord? Want as dit nie met God se woord ooreenstem nie, is dit nie moeite werd om dit te glo nie. Verwerp dit. Die tweede rede is, vervang altyd 'n leuen met 'n waarheid. As jy daai leuen kan herken in jou lewe, daai selfbeeldprobleme, wat ook al dit mag wees, wat dit vir jou mag wees, vervang dit met God se waarheid. Nie net om te dink, ek gaan stop om so oor myself te dink nie. Dis nie goed genoeg nie. Jy moet nie stop om die leuen te glo nie, jy moet die waarheid begin glo. En daarom moet jy die waarheid kan vervang met 'n skrifwaarheid. En julle, die Bybel is nie vir ons 'n sielkundige handboek wat elke probleempie moet identifiseer sodat jy dit kan regstel nie. Maar wat dit wel is 'n boek vol geestelike beginsels. En jy kan gewoonlik vir elke probleem 'n geestelike beginsel identifiseer wat jy vir jouself kan neem. Dan die derde een, ons het so lekker gepraat oor dieet, bou vir jou geestelike dieet. En julle, dit is so maklik. Daagliks word stil met die woord. Gee kans vir stilte sodat jy kan luister wat God vir jou wil sê. Gee tyd vir gebed. Moenie net settle vir 'n vinnige devotional snack uit 'n dagstukkie boekie nie. Dis nie goed genoeg nie. Jy moet met God se woord besig wees. Ons het juis 'n hele preek, 2 sessies daaroor gehad, hoe belangrik dit is met God se woord besig te wees. En dan wees doelbewus oor wêreldse invloede in jou lewe. Jy kan nie elke dag wêreldse denke inneem en verwag dat jy met geestelike denke gaan eindig nie. Dis onmoontlik. Identifiseer daai wêreldse invloede. En daar is baie op sosiale media, TikTok, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, ons kan hulle opnoem. Kom, moenie jou denke voed met daardie goed nie, wêreldse invloede. Want as jy dit doen, gaan jy die vorm van die wêreld begin aanneem. En dan wil ek julle eintlik los met 'n laaste een, wat ek dink tog belangrik is, en dit is, praat die waarheid hardop. Ek weet dat baie mense bid in hulle gedagtes, en daar is seker nie fout daarmee nie. Maar julle, dit is soms goed om te hoor wat jy praat. So dit mag miskien vreemd wees vir party mense, maar Jesus het self die duiwel geantwoord en sê, jy mag, daar staan geskrywe, jy mag nie. So bid hardop wat jy hoor, joernaal, hoe ouer ek raak, hoe ernstiger raak ek, dat ons 'n verwysing moet hê oor wat ons met die Here gesels. En ek weet die manne joernaal baie moeilik, ek is een van hulle, so ek verstaan dit.
Ek het vir die boere gesê wat ek 'n disipelskapgroep het, dat hulle moet sommer hulle BKB boekies vat en skryf net 'n woord of 'n sinnetjie daarin. Dat jy net jou geestelike gedagtes soms kan orden. Ek wil vandag regtig eerlik met julle wees, met myself wees. Jy gaan nie geestelik groei as jou denke nie verander nie. Jy gaan nie geestelik groei as jou denke nie verander nie. Nie omdat God nie wil nie, God wil. Maar omdat jy vasgevang bly in die ou patrone van jou lewe. So die vraag is nie vandag vir ons wat hier sit, glo jy in Jesus nie. Die vraag is, dink jy soos iemand wat hom volg? Want op die ou einde van die dag gaan jy leef soos jy dink. So ek het so 'n finale uitdaging vir julle vandag. Vat hierdie week, neem een leuen wat jy glo, wat die duiwel jou van probeer oortuig, en probeer dit vervang met 'n waarheid van God. En dan kyk jy wat gebeur. Want ek wil vir jou sê, as jy niks verander nie, gaan niks verander nie. Maar as God jou denke begin verander, gaan jou hele lewe getransformeer word. Want God wil hê dat ons sal leef soos ons dink, maar dat ons sal geestelik dink en nie die leuns van Satan glo nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit begin in ons kop, en dit eindig in ons kop. Dis waar die oorlog vir ons siele is. En daarom wil ek vanoggend kom bid, dat ons die leuns van die duiwel sal eien wat vandag in ons lewe werksaam is, wat ons terughou van die potensiaal wat daar in ons is, in Jesus Christus. En dat ons daai leuns nie net sal identifiseer nie, maar Here, dat ons dit sal vang met die goddelike waarheid wat U daaroor te sê het. Here, U gee vir ons die opdrag, 'n imperatief. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar laat julle denke vernuwe. Ons wil 'n belydenis kom doen en sê, Here, vergewe ons, waar ons toelaat dat die wêreld sy skema, sy vorm op ons afdruk. Soms so subtiel dat ons dit nie eens agterkom nie. Maar ek wil ook vra dat deur die Gees vir ons sal help om daai patrone te identifiseer. Daai goed waarmee ons soms ons lewe lank sukkel, al is ons 'n gelowige, omdat ons nog nooit toegelaat het dat U deur U Gees ons denke vernuwe nie. En daarom wanneer ons van hier af beweeg, is dit my gebed vir myself en vir elkeen van ons. Here, help ons, sodat ons met nuwe denke kan lewe. Sodat ons die ou gedragspatrone wat keer dat ons verander, dat ons metamorfose ondergaan, dat ons dit sal identifiseer, sodat U deur U Gees 'n metamorfose in ons geestelike lewe kan laat gebeur. Jesus, ons kom bid dit in U kosbare naam. Amen. Daar sê julle, kom ons staan. Ek sit natuurlik en dink ook aan ons klomp van ons gemeentelede wat daar by Mighty Men sit, en ons bid dat hulle ook 'n geseënde tyd is. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal julle genadig wees en julle sy vrede kom gee. Hy sal julle gebede verhoor. En dis my gebed dat julle sy seën sal ervaar wanneer hy julle denke kom transformeer. Amen.